Ek wil bietjie vanoggend met die gesels oor gee oor. Surrender. Surrender. En ek het nou die vraag wat ek daarop gesit het, is hoekom sukkel ons so om alles oor te gee aan God? Hoekom sukkel ons so? Ons mensies. Hoekom stoei ons om net alles vir hom te kan gee? Nou, ek praat nie van om jou hart aan hom te gee, soos by wedergeboorte nie. Wel, dis 'n no-brainer, is dit nie? Ja, dis mos nou maar so. Om jou hart aan hom te gee, om die Here te dien, om 'n pad saam met hom te begin stap dis 'n logiese ding. Ek bedoel, die teenoorgestelde is nogal nie goed nie. Glad nie goed nie. So ons kan nog vir onsself uitmaak, hoekom moet ek my lewe vir hom oorgee? Maar nou kom ons by die res van die goed wat deel is van my. Hoekom sukkel ons so om totaal en geheel en al oor te gee? Jy sien, ons hou daarvan om in beheer te wees. Wie van julle hou daarvan om in beheer te wees? Kyk, kan ek vra, wie van julle hou van chaos? Dis die teenoorgestelde van in beheer wees. Nou, wanneer chaos om ons losbars. En dis net de mekaar. Jy sien, ons hou daarvan om in beheer te wees. Dit voel vir ons, man, weet ek het so 'n bietjie, ek weet waarheen ek op pad is. Ek het hierdie ding onder beheer. Jy sien, dis baie maklik om die goed oor te gee waar die chaos heers. Daar waar ons beheer verloor het oor 'n ding. Dis die maklikste ding om na die Here toe te draai en sê, Here, jy moet my nou help hierso. Sort hierdie vir my uit. Want hierdie is nou net de mekaar, chaos. Ek weet nie wat om te doen nie. So ek het beheer verloor. Maar die goedjies wat ons voel hier binne in onsself, ek het nog so 'n bietjie beheer hierso. Dis daai waarmee ons sukkel om te gee. So nou vraag ek die vraag vanoggend, watter goedjies het jy nog beheer oor? Adam en Eva in die tuin van Eden het vir ons hierdie dingetjie kom baie goed demonstreer en ons sukkel nou nog met die gevolge daarvan. Hoekom het hulle in sonde geval? As ons nou net mooi daaroor kom dink. Hulle wandel. Ja, ek wil, as 'n mens nou kyk na wie hulle was as mense, volmaaks, soos wat 'n mens volmaak kan wees. In liggaam. Geen geskiedenis nie. Ek wil, ons almal wat hier sit, word beïnvloed deur ons geskiedenis. Is dit nie? Ja, party van ons het 'n paar hang-ups as gevolg van ons geskiedenis. Ons het 'n paar issues, ons het 'n paar wonde, ons het 'n paar goeters, né? En dis waarna Andrew hulle kyk, is om mense te help in daai kursus wat hulle aanbied, Relentless. So ons as mense het geskiedenis. Hulle het nie geskiedenis gehad nie. Perfekte mense, wandel saam met God. Van aangesig tot aangesig. Praat met hom en hy praat met hulle. Niks, weet, dood is nie deel van hulle lewens nie, verganklikheid is nie deel van hulle lewens nie. Ek wil, hoe perfek wil jy kan wees? En hoe perfek wil jy jou omstandighede kan hê? Maar jy sien hierdie twee mense, en toch kom hulle op 'n plek waar hulle ongehoorsaam is aan God. Jy sien, want hulle wou in beheer wees, en die vyand weet, ons hou van beheer. En dis hoekom hy die heeltyd vir ons wil sê, jy is veronderstel om in beheer te wees. Jy moet hierdie saak hanteer, jy moet hieraan vashou, dis joune, daai beheer dingetjie, en weet jy wat is die worteltjie van hom? Ja, as 'n wortel vir hom, is trots.
Ons is tog so trots, ek is in beheer. Ek kan hierdie ding uitsorteer. En dan wanneer die wiele afkom, dan is ons bereid om te sê, Here, okay, ek gee dit nou vir u, want hier's nou nie meer wiele nie. Ek weet nou nie wat om te maak vorentoe nie, so ek moet nou na u toe draai. Dis so, ek kry mense wat in die wêreld is so jammer, want dan wie toe draai jy, as jou wiele afkom? Of in omstandighede in jou lewe, as daai wiele afkom? Na wie toe draai jy? Bruce Larson is 'n bekende skrywer. Hy skryf in een van sy boeke, Believe and Belong, skryf hy die storieetjie, hy sit eendag met 'n groot executive, een of ander groot ou, en nou praat hy met hierdie persoon, maar dis 'n ou wat 'n CEO is van een of ander groot besigheid, so hy is 'n ou wat beheer uitoefen, jy weet, wat hy sê gebeur, en hy gesels met hom oor die Here, en om sy hart aan die Here te gee, en oor die oorgawe, om te surrender, en hierdie ou kry nie hierdie ding in sy kop nie, hy sê, hoe kan ek oorgee? Waaraan moet ek oorgee? Wat moet ek oorgee? En Bruce vat hom uit, hy sê, kom stap gou saam met my, en hy stap aan na 'n spesifieke gebou toe, en voor die gebou is, die prentjie aan die linkerkant, Atlas, né? Julle weet van Atlas, wat die wêreld op sy skouers dra. Het julle al ooit in julle lewe gewonder, waarop staan Atlas? Ja, gevra vir jouself, waarop staan hy, as hy die aarde op sy skouers het? Iewers sit iemand hierdie ding nie lekker bedinkie. Maar in 'n geval, hy vat hom na hierdie beeld toe, van daai spesifieke beeld van Atlas wat staan met die wêreld op sy skouers, en ons het almal al die prentjies gesien, hoe hy kreun en steen met die wêreld op sy skouers. En hy sê vir hom, weet jy wat, wanneer ons probeer om die lewe te dra, die goed van hierdie lewe te dra, dan lyk ons soos hierdie ou, hy stoei en hy sukkel maar 'n bietjie. Hy sê, maar kom ek gaan wys jou 'n ander prentjie. En hy vat hom na 'n plek toe, St. Patrick's Cathedral, is net so entjie daarvan af, en hy stap in, en daar's 'n altaar daarvoor, en hy stap agter die altaar, staan die beeldjie wat daar aan die regterkant is. Dis 'n beeldjie van Jesus. En hy hou die hele aarde so in sy linkerhand. Hy sê, sien jy, dis hoekom dit maklik is om oor te gee. Want jy gee oor aan iemand wat alles kan hanteer. Dis hoekom dit maklik is. Ek en jy, ons, is nie gemaak om in beheer te wees nie. Ons is gemaak om beheer aan God oor te gee en hom te vertrou, sodat ons rustigheid kan hê. Dis wat vir ons gemaak is. Dis hoe God ons gemaak het. Om oor te gee aan hom, aan die een wat alles hou in die holte van sy hand. Hy sê, hy hou die hele wêreld, nie die hele wêreld nie, eintlik sê hy, en die woord sê, hy hou die hele geskaapenheid in die span van sy hand. Met ander woorde, dit sê, alles wat geskape is, tot in die verste hemelruim, alle galaxies, alle planete, noem het, al die sterre, alles wat ek en jy kan sien, en dit wat ons nog nie kan sien nie, sê die woord van die Here, pas in, tussen die punt van sy pinkie, en die punt van sy duim. Hy hou het so. En iewerster, is daar 'n aarde, wat so klein is, in daai konteks, so klein is, dat jy nie ons kan nie 'n waarde aan dit beskryf nie. So klein is dit. En op daai aarde, is daar 'n mens. Nou in vergelyking met ons aarde, is ek en jy nogal klein, is dit nie? En hier staan ons, en ons sê, ek is in beheer. Dis net, is ons nie snaakse goed te sê? Mense is snaakse goed. Jy sê, maar God wil vir jou en my sê, kom ons gee beheer oor aan hom. En Jesus het dit vir ons kom wys, Lukas 22:42, en hy sê, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied.
Jy sien, selfs Jesus, die seun van God, moes oorgee. Even he had to surrender. En wat is dit wat ek en jy op die einde van die dag oorgee is? Ons wil. Jy weet, ek wil in beheer wees, Here, ek wil nie in beheer wees nie. Ek het hierdie ding en ek wil graag beheer uitoefen oor my lewe, oor waarheen ek op pad is, oor hoe dit werk en wat moet werk en al die goedjies en ek is in beheer. Here, ek hou hom en Jesus sê, gee alles. It is total surrender. In Luke 9:23 he says, and he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. We need to, Jesus tells us, you need to deny yourself. Jy moet hierdie ekke, want dis mos nou maar eintlik waarmee ons stoei is, die ekke. Jy moet hierdie ekke sê, hey, jy moet nou net verstaan wie jy is en wat jy is in die konteks van die wêreld en van die aarde. Jy moet jouself so 'n bietjie snoei. Jy moet jouself so 'n bietjie kleiner maak as wat jy dink jy is en verstaan wie jy is en wie God is. En dan is dit maklik om oor te gee aan God. 2 Korintiërs 5:17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Jesus sê, ek en jy is nuut gemaak. Die ou mens wil in beheer wees. Die ou mens staan kort in my op om te sê, ek moet beheer hê, ek wil weet waarheen ek gaan, wat ek doen, ek is in beheer. Hierdie nuwe mens sê, nee, ek is 'n nuwe skepsel. Jesus Christus is die koning en die Here van my lewe. Ek gee alles vir hom. Alles is in sy hande. So wat beteken dit as ek dan nou sê, alles is in sy hande? Dit beteken, my vrou is in sy hande. Of my man het ek oorgegee aan hom. En wat beteken dit? Dit beteken jy hou op om die ander een te probeer fix, man. Eina. Is dit, julle is nou so skoon stil hier by my. Julle verstaan, ek het nou my tale gemeng, maar julle verstaan wat ek sê, ne? Okay? Dit beteken, ons vat ons kinders, en ek gee my kind vir God, my kinders vir God, en ek sê, Here, ek vertrou U met hulle. En dan wat hou ek op mee? Ek hou op om hulle te probeer fix. En ons doen dit met alles, ons finansies, ons doen dit met ons tyd. Dis om alles oor te gee beteken elke liewe dingetjie wat daar is om te kan oorgee aan die Here, gee ek vir hom. Romeine 6:13, Romans 6:13 says, do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey? Either sin, which leads to death, or obedience, which leads to righteousness. You've got to give yourself to Christ as his slave. Dis wat ons doen, ons gee onsself geheel en al. Romeine 6:19, ek spreek menslikerwys, terwille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en die wetteloosheid, om wetteloos te wees, so moet julle nou, julle lede, nou wat bedoel hy daarby? Dit beteken jou alles, jou hele mens wees, jou vlees, jou alles, diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. James 4:7 says, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Ons hou daarvan om hierdie versie aan te haal en te sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Is dit so? Glo julle dit? Glo julle daar's 'n duiwel? Maar julle is stil vanoggend met my. Julle het stil geraak hierdie 2 weke nou. 3 weke. Hy sê weerstaan die duiwel, maar weet jy, ons vergeet die vorige die stukkie wat voor dit is. Submit yourself. Gee jouself oor.
gee jouself oor aan God, dan kan jy vir die vyand sê, jy sien, luister, net gou hier, ek gaan nou nie hieroor uitwy nie, maar ek wil dit net vir jou sê. If you do not submit something to Christ, do you have the ability to tell Satan, do not touch that? Dink gou 'n bietjie mooi daaroor. As jy iets nie oorgegee het aan God nie, kan jy vir die vyand sê, gaan weg, moenie daarin meng nie. Dink julle nou. Want dis mos wat hy sê. Onderwerp julleself aan God. Weerstaan die vyand en hy sal van jou wegvlug. So jy moet eers die goeders aan God oorgee, sodat jy die werk van die vyand kan verbreek in daai ding. Luister gou mooi vir my, dit gaan oor alles, né? Liggaam, siel en gees. Ek en jy moet onsself en alles wat ons het vir God oorgee. Eendag baie jare gelede, ek was 'n klein seentjie, dink 7 jaar oud, as ek nou reg kan onthou, staan ek in die kerk in Jan Kempdorp. Okay. So kerkies soos hierdie en hier langsam en wat nou die saal is, al die kerkies het daai tyd so gelyk. As julle so ver kan onthou terug. So ek staan in 'n kerk, die pastoor preek oor my alles op die altaar. Wagtend op die vuur. En hy praat oor Abraham wat vir Isak gaan offer het en jy moet alles vir die Here gee. En daai oggend, né, kyk hierso, nou praat die Here met 'n 7-jarige seentjie. En hy praat met my oor my alles op die altaar. En ek sit daar, né, ek huil naderhand, want nou besef ek, hy sê vir my, ek moet my ouma op die altaar sit. That's not a nice thing, want ek het nou by my ouma was vir my baie spesiaal. En my ma, my pa, en my boeties en my sissies, my hele lewe moet ek vir hom oorgee. Jy moet alles, daar's nie iets wat jy terughou nie, dis nie net, ek gee my lewe vir u, sodat ek hemel toe kan gaan, en Here, hierdie is, ek gee alles vir u, dit behoort aan u. En ek kan onthou, ek het hierdie wroging hier binnekant in my, as 'n 7-jarige kind, wou ek nie weggee nie, ek wou nie alles opoffer nie. Maar naderhand het die Heilige Gees so my gepraat, ek huil, alles loop. En hy maak 'n uitnodiging. En hy sê, as jy alles op die altaar wil sit, daai oggend, en ek kan onthou, ek het opgestaan en uitgestap en daar voor gaan staan. En ek het daai oggend vir die Here gesê, Here, my alles op die altaar. Ek hou niks terug. My ma, my pa, my lewe, my hele lewe, op die altaar. Maar soos wat ek ouer geword het, het ek 'n paar goedjies weer gaan afhaal van die altaar af. Soos wat ek ouer geword het, het ek gedink, ek kan hierdie goedjies beheer by myself. So ek het 'n paar goed weer gaan afhaal. En toe ek kinders gekry het, is dit een van die goed wat ek nog nie gehad het daai tyd toe ek nou 7 jaar oud was. Maar ek bedoel, by implikasie het ek hulle ook op die altaar gesit. Maar ek weet, ek het hulle gaan afval. Want ek is baie lief vir my kinders. En nou, mense wil hulle beskerm, né? Jy wil hulle toevou. Maar daar was weer daarna, wat ek moes na God toe gaan en vir hom sê, Here, kom gee hulle maar weer vir u, Here. Ek vertrou u met hulle. En sit ons baie keer finansies, ek weet, op 'n stadium een keer in my lewe, het ek finansies gaan afval daar. En planne begin maak. En dit het nie gewerk nie. En ek moes dit weer terug vir hom en sê, Here,
Okay, dit is die sinne. Ek wil nie in beheer wees nie. En eintlik is ons konstant besig om so te lewe. So why can we surrender everything to the King? Ek het net hierdie stukkie geskryf, surrender to the King. We're talking about the King whose greatest act of ruling was kneeling down to wash feet, whose crown is a circle of thorns, and whose throne is a rough wooden cross. But he is the one that holds the whole world in his hands. En jy kan maar vir hom oorgee, man. Elke ding in jou lewe. Jy kan hom vertrou met alles wat jy het en alles wat jy is. Alene van Orshout. She said the following: the hardest part of having faith is not believing, but surrendering. Is dit nie so nie? Jy sien, want oorgawe het absoluut te doen met my geloof. Glo ek dat God gaan vir my deurkom? Glo ek dit? Vertrou ek hom met alles wat ek het? Vertrou ek hom met my liggaam, met my siekte, met die goed wat ek dra? Vertrou ek hom met my krisis? Vertrou ek hom? Jy sien, dis maklik eintlik om die Here te vertrou met daai goeders, maar die goedjies wat ons nog dink ons in beheer is, dis die goed wat ons sukkel om weg te gee. Maar weet jy wat, prinses, die oomblik wanneer ek en jy dit vir God gee, dan sê ek vir hom, Here, ek vertrou U volkome. Ook met die goeders wat ek dink ek beheer oor het. So, wat moet ek oorgee? Alles wat ek het. William Booth said, the greatest of man's power is the measure of his surrender. Ons dink, ek is groot en sterk as ek beheer het. Nee, die teenoorgestelde is waar. Hoe meer ek weggee, hoe groter en sterker word ek. Is dit nie wat Paulus vir ons kom leer in die woord? Ek het behaag my swakhede. Wanneer ek swak is, dan is hy sterk. Dan kom hy vir my deur. Gee die goed oor wat in jou lewe is. So wat beteken dit om oor te gee? En ek wil net vinnig 'n paar goedjies sê. Dat ons nie verkeerd verstaan nie. Ek kry oorwinning oor my eie ek, oor myself, oor my eie wil, oor my planne, my idees, my denke. I triumph over me. Ekke. Die groot I, wat ons dink ons baie keer is, the big I, die groot ekke. Jy sien, ons kry oorwinning oor hom. En hy het nodig om oorwin te word. Ekke het nodig om so 'n bietjie kleiner te word. Dis nou tyd vir jou om so te stamp daar en sê, jy gehoor? Hy praat nou net met jou. Of as jy te besig om hier binne in jouself aan jou te stamp en te sê, jy praat nou net met my. Jy sien, ek moet 'n bietjie minder word, bietjie kleiner word. Dit beteken ek staan voor God en ek gee al hierdie dinge in my lewe oor in die hande van God. Ek beëindig my eienaarskap volkome en ek gee dit volkome aan die nuwe eienaar. Nou, dit is maklike woorde om te sê, maar dit is nie so maklik om te doen nie. Dis geloof in aksie. Om te sê, Here, ek vertrou U volkome. Nou gaan ek weer terug om te sê, die goedjies waaroor ek en jy dink ons beheer het, dis daai goedjies wat moeiliker is om te gee. Want dis reeds daai goeders wat ons moet gee. Vertrou die Here volkome daarmee. Ek staan voor God en ek verklaar dat wat
wat hierdie goed in my lewe aanbetref, my vrou, my kinders, my familie, my toekoms, my werk, my tyd, my finansies, my bediening, my hele lewe, alles wat is, wat ek kan wees, elke asemteug, wat dit aanbetref, sal ek in gehoorsaamheid en samewerking met die Skepper God sê, ja Here, vir alles wat hy sê ek moet doen. Dis wat dit beteken. Leef jy daar? Hoeveel keer in hierdie week het jy vir Vader gevra, is hierdie oukei? Is hierdie ding reg wat ek doen? Hoeveel keer het jy jou hart oopgemaak en gevra, Here, praat met my hieroor? Is dit die regte besluit? Is dit die regte ding? Hoeveel luister ons na hom en sy idees, wat die Heilige Gees in ons harte inbring, en hoeveel luister ons na onsself en ons eie idees? Nou, ek wil gou ietsie vir jou verduidelik. Die Here het vir almal van ons wat hier sit 'n gesonde verstand gegee. Dis nie te sê ons gebruik dit gesond nie, maar hy het vir ons 'n gesonde verstand gegee. Een wat kan redeneer, een wat kan dink. Jesus sê in die woord, voor jy die huis bou, werk die koste uit. Sodat wanneer jy die huis begin bou het, jy nie agterkom, ek kan net die fondasies lê, nou is my geld op, en nou lag al die mense vir my nie. Hy sê, hy het vir ons logika gegee. So daar's in jou en my, ons lewens, daar's daaglikse besluite, wat ek en jy doen op grond van bloot die feit, dat God vir ons logiese denke gegee het. Nou wat keer kyk ons na ander mense en wonder hoe logies is daai denke. Julle verstaan? Jy wonder net baie keer. Jy weet dit is iets nie reg nie. Maar die Here het ons verstand gegee. Jy weet as ek nou voor 'n straat staan en daar's 5 lane en die karre ry so heen en weer, dan sê ek nie, Here, ek gee alles oor in die hande en ek stap net blindelings oor die pad nie. Nee. Nou kyk dalk net nie. En dan is ek nie meer daar nie. Dis nie logies om dit te doen nie. So daar sekere goed wat die Here logika vir jou en my gee om te weet wat om te doen. Jesus kom sê dit selfs vir die vyand. Toe hy vir hom sê spring van die tempel of sê nee, jy moet nie God versoek nie man. Jy dan seker moenie dink dat oorgawe is jy verloor nou jou breins nie. Of logika nie. Nee, dit is nie wat dit beteken nie. Dit beteken net, ek gee alles aan hom oor, maar weet jy wat beteken dit? Ek praat met hom oor alles. Ek vra vir hom, Here, wat sê u vir my? Waarheen wil u mee moet ek gaan? Wat moet ek doen? Wat so besluit moet ek neem in hierdie situasie? Wat sê u vir my? Dit is om in 'n openheid te lewe vir die stem van Heilige Gees, wat konstant binne in jou en my praat, omdat hy hier is binne in ons. Wil hy jou leer? Maar dink jy vir een oomblik, die Here wil hê ek en jy se lewe moet chaos wees? Nee, hy wil reeds sê, dit moet orde hê, hy wil reeds sê, dit moet goed gaan, dis wat hy sê, ek bedink aangename gedagtes aangaande jou, ja, maar dan moet jy net een of ander tyd hoor, wat is God se gedagtes oor jou, en ophou om in beheer te wees en jou eie gedagtes te doen, so dis wat ons moet doen, ons moet God vertrou met ons hele lewe, so dat ek verklaar dat ek hom absoluut sal vertrou met al hierdie dinge in my lewe. Jeremia 29 vers 11 sê, ek weet wat 'n gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede, en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee, maar dan moet jy jou toekoms in die hande van hom gee, wat hierdie gedagtes aangaande jou bedink. Wie van julle het al goed opgemors met 'n goeie besluit? Ja, almal van ons. Almal van ons. Ek wens net baie keer. Nee, ek wens baie keer
dat ek kan meer luister en meer gehoorsaam wees. Meer net luister en hoor en gehoorsaam wees. Dit sal in baie van die chaos in ons lewens verander. Dit sal baie goeders wat nie daar moet wees nie uit ons lewens uithaal. Romans 8:31-32 says, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? So mooi. Is dit nie? But then I must trust him. Wie van julle het al die prentjie, die hallo? Dit is 'n klein swarte brakkie. Okay. Wie van julle het al die speletjie gespeel? Partykeer binne in 'n spanbou doen hulle dit. Dan sê hulle vir jou, jy moet staan en jou arms vou voor jou. Dan staan iemand agter jou en jy moet val agteroor. Het julle dit al gedoen? Dis daai vertroue. Nou kyk, jy ken mos nou die mense saam met wie jy werk. So daar's baie ouens wat jy nie daar gaan wil hê nie. Hoekom nie? Want jy vertrou hulle nie. Maar as jy iemand agter jou staan en jy weet wie die persoon is, jy weet is iemand van hulle woord, dan sal jy jou hande vou en jy sal agteroor val, want jy vertrou hulle. En is dieselfde met alles wat ek en jy het, is dieselfde met oorgawe. Vertrou ek en jy vir God genoeg om alles vir hom te gee. Vertrou ek hom met my hele lewe. So vertroue en die oorgawe is nie passiwiteit nie. Ek bedoel, ek sê nie, Here, ek vertrou U met my finansies, ek gaan nou net niks doen nie. Nee man. Jy moet nog steeds werk. Jy verstaan, jy doen wat jy moet doen. Jy het mos nou logika, ek het dit nou vir jou gesê. Jy het 'n brein wat vir jou sê wat is logies. Maar weet jy wat, ek kan nou na God toe gaan en met hom praat oor my finansies. En dan sal ek goed begin hoor wat hy vir my sê. Wat wanneer ek in beheer is, dan is dit daai goedjies nie altyd so nice nie. Maar nou in gehoorsaamheid doen ek wat hy sê. En skielik kom ek agter maar dit werk, want ek vertrou hom. Dis nie fatalisme nie. Dis nie verskoningsverleiheid nie. Julle hoor dit. Jy moet dis geloof wat sê ek vertrou U Here, maar ek hoor ook by die Here wat hy vir my sê wat ek moet doen. En hoe ek moet leef en hoe ek moet optree. As die Here my roep vir bediening, dit beteken ek moet my hele lewe los wat ek doen in my sekulêre werk of wat ook al, en die Here sê vir my stap, dis die pad wat jy moet stap, dan maak jy die keuse om dit te doen. En jy kies om dit te doen en jy luister na die Here en jy doen wat hy vir jou sê. Dis oorgawe, maar jy moet nie dom wees nie. Jy kan nie net op 'n plekkie sit en dink ek gaan nou net niks doen nie en lui wees en nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dis nie om jou brein in neutraal te sit nie en jou rasionele denke op te gee nie. Inteendeel, dit is harder werk want nou moet ek by die Here hoor oor alles wat ek doen. Ek moet nou met hom praat oor my lewe, oor my besluite. Ek moet met hom praat voordat ek my mond oopmaak om iets te sê, moet ek vir hom vra, Here, is dit die regte woorde? Is dit die regte tyd? Is dit die regte oomblik? Wanneer ek iets doen, dan moet ek hom vra, Here, is dit die regte ding om te doen? Vra die Here vir wysheid en insig in jou lewens en hy gee dit. So dit beteken nie, dis nou net, jy skakel af nie, jy skakel nooit af nie. En dis nie om jou persoonlikheid te onderdruk nie. Die Here het jou spesiaal gemaak, hy het my spesiaal gemaak, en dis wie ons is, ons persoonlikheid is sy geskenk aan ons.
Leef jou persoonlikheid. Dit beteken nie, kyk, daar sekere goeders in ons persoonlikheid wat 'n bietjie timmerwerk nodig het. Julle weet dit, né? So 'n bietjie, jy moet so 'n bietjie skaaf en skuur aan baie goedjies van ons. Party van ons is nader aan, wat is daai woord nou, Neandertalman as aan die mens. Ja. So ons moet bietjie werk aan onsself. Ons moet bietjie daaraan werk. Leslie Ludy het gesê, you can't fear losing something if you're completely surrendered. You can't fear losing something if you are completely surrendered. Hoekom wil ek en jy die goed wat ons in beheer het in ons hande nie vir God oorgee nie? Want ons is bang, dit loop skeef. Kan ek jou 'n vraagie vra? Is die feit dat jy in beheer is 'n waarborg dat dit nie gaan skeefloop nie? Glad nie. Dis glad nie 'n waarborg nie. En ek en jy moet onsself vir die Here gee. So watter deel in jou lewe moet jy nog oorgee? Watter deel van jou lewe hou jy nog krampagtig aan vas? Ek wil dit amper waag om te sê. Een van die plekke waar ons nog so geweldig baie aan vashou, is ons kinders. Is dit nie? Wel, finansies sal een van hulle wees. Die enigste tyd wanneer ons oorgee is die dag wanneer ons nie meer het nie. Dan wil ons, Here, nou moet U kom help. So kom ons kyk dat ons van hierdie eie ek ontslae raak en God vertrou om van ons deur te kom in ons lewens. So watter deel van jou lewe moet jy nog oorgee? En miskien vanoggend is dit jou geleentheid om te sê, Here, hierdie spesifieke deel van my lewe hou ek aan nog rof aan vas. Ek is nog in beheer hier, Here. Maar vanoggend wil ek dit vir U kom gee. En ek wil U vertrou daarmee. I will surrender this part of my life to you. En ek wil graag saam met jou bid. Vader, vra om jou te help om te kan oorgee en om dit dan te los by hom. Want ons gaan haal dit so maklik weer terug. Maar dat ons sal leer om te gee en dit daar te los. Here, ek vertrou U. Ek glo Heilige Gees praat met jou. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons net saam. Vader, dankie. Dankie dat U met ons praat. Jesus, Heilige Gees, dankie dat U so intens belangstel in ons lewens. Dat U vir ons vanoggend kom sê, kom gee alles oor aan my. Ek sal dit vir jou hanteer. Moenie vrees nie, vertrou. Moenie bang wees nie, vertrou. Here, dankie dat ons vanoggend net kan oorgee. Ek eer U daarvoor. Terwyl jy jou oë gesluit hou, dalk is daar iets in jou lewe wat jy vanoggend vir die Here moet gee. Ietsie wat jy nog 'n bietjie beheer oorhou. Die Here sê vanoggend vir jou, gee dit vir my en vertrou my daarmee. Ek wil graag saam met jou bid. En as jy iets het wat jy vanoggend vir die koning wil gee en sê, Here, Father, I'm going to trust you with this. In my life, I'm giving it to you.
Net daar waar jy sit, staan gou op jou voete. Sê net vir hom daardeur, Here, ek gee dit vir U. Hierdie deeltjie waarna ek vashou, Here. Hierdie deeltjie is U sin en nou. En ek gee dit vanoggend vir U. En ek los dit by U. En ek vertrou U daarmee. En ek gaan nou na U toe gaan. En ek gaan vra dat U met my praat hieroor. En vir my sê, as daar iets is wat ek moet doen, wat dit is. So jy gee dit nou vir hom. Vader, U sien elke man en vrou wat voor U staan, wat vanoggend sê, Here, ek gee hierdie ding aan U. Maak nie saak wat dit is nie. U weet, U ken hulle harte. U het met hulle reeds gepraat, so U weet, U is besig met hulle. So vanoggend kom sê ons vir U, Here, hier is dit. Here, ek kom gee hierdie aan U. Dis in U hande. Ek gaan my bekommernis daaroor wegvat, want dis in U hande, want ek vertrou U daarmee. So ek kom vra U, Here, bring 'n rustigheid in elke hart, dat U in beheer is daarvan. Want dis 'n volle oorgawe aan U. Here, hier is dit. Ek vertrou U daarmee. Ek vertrou U gaan vir elke man en vrou deurkom. Rustigheid en kalmte en vrede bring, dat U is in beheer en U gaan dit uitsorteer. Here, en ons vertrou U daarmee. Ons sit ons hoop in U. En nou kom vra ek U, help ons, dat ons, Here, in hierdie goed, wat ons nou oorwonder, nee, dit is nie net 'n offer wat ons weggee, en ons staan net een kant apaties daarvan nie. Here, praat met ons, as daar iets is wat ons moet doen, sê dit vir ons in ons gees, sê dit vir ons in ons harte, dat ons sal hoor en dat ons dit dan sal doen. Want dan doen ons in ooreenkoms met U wil, want dis U wat in beheer is. Dat ons nie ons eie besluite neem. Here, ons kan baie keer so vinnig goed sê, help ons om nie so vinnig goed te sê nie. Om eers by U te hoor. So in elke saak wat ons nou vir U gee, vertrou ons U daarmee. En ons kom vra, ek kom vra U, help ons om 100% gehoorsaam te wees in elke saak, in elkeen van hierdie sake in Jesus naam, te doen wat U sê, want dis wat dit beteken om beheer oor te gee. Ons is nie meer in beheer nie. Ons neem nie meer besluite daaroor nie. U neem die besluite. U stuur dit. U rig dit. U lei dit. U werk daarin. En as dit met mense is, U werk in hulle en met hulle. Here, ons vertrou U. U kan op plekke werk waar ons nie kan nie. U kan op maniere praat met mense wat ons nie kan nie. Dankie, dankie. Ons gee dit vir U, Here. Ons liggame, ons gee dit vir U. Ons vertrou U daarmee. Ons hoop is in U. Ons hou vas aan U, Here. Dankie dat ons vanoggend kan oorgee aan die koning van die konings. Die skepper van die heelal wat alles hou in die halte van sy hand. En ons vertrou U, ons verklaar, ons vertrou U volkome in Jesus se naam. Amen.